Ok. In hierdie les gaan ons nou kyk na die graad L werk van elektrostatika. In die graad 10 video het ons gesê, jy kan twee sfere hê. Hy kan of staan op 'n oppervlakte, of hy kan hang aan 'n toukie aan 'n dak. Hierdie kan 'n metaalsfeer wees, 'n polistireenbal, enige voorwerp wat jy kan laai, werk gewoonlik met sfere, sirkels. Ek wil hom bietjie afwissel deur vir jou te sê, hierdie sfeer het 'n lading van +3 nanocoulomb. Die twee sfere trek mekaar aan. So die eerste vraag kan tipies wees, wat sal die lading wees van hierdie ene? Kom ons maak hulle sfeer 1 en sfeer 2. So wat verwag jy gaan die lading wees van sfeer 2, positief of negatief? Wel, as hierdie twee mekaar aantrek, dan behoort hy 'n negatiewe lading te hê. So hierdie ouetjie moet een of ander minus nanocoulomb wees. Net om weer te herhaal, ons kan vir jou sê, bereken die oormaat of die tekort van elektrone. Ons kan ook vir jou sê, die netto, nadat hierdie twee toegelaat is om aan mekaar te raak, was die finale lading op die twee sfere, albei, kom ons maak dit, -2 nanocoulomb. Wat was die lading van sfeer 2 voor die tyd? En daarvoor moet jy dan hierdie formule onthou, waar jy die 1 plus die ander 1 gedeel deur 2. Ek sê vir jou, en ons kan in nanocoulomb bly, want ons gaan, al drie waardes gaan 'n nanocoulomb wees. So hierdie waarde was -2, hierdie waarde was +3. Ek weet nie wat was Q2 se waarde nie, gedeel deur 2. Maal hier aan die ander kant, is +3, plus Q, vat hom oor, dan word hy ook 'n, nou doen ek iets waarvan ek glad nie hou nie. Skryf dit verkeerd om. Maar, nou weet ek, Q2 was hierso -7 nanocoulomb gewees. So, hoe het ek daarby uitgekom? Ons weet nie wat hy is nie, ons weet hy moet negatief wees, want hulle trek mekaar aan, kyk hoe skeef lê hy, hang hy. Nadat die twee toegelaat is om te raak, was die netto lading -2 op al twee, oorspronklik. So wat was daai ene? Wiskunde, en jy kry jou -7. So hierdie sal nog alles graad 10 werk wees. Ons kan ook dan nou vir jou vra, kom ons werk die krag uit wat nommer 1 op 2 uitgeoefen het. En voordat ons daar kom, het ons dus 'n definisie. Coulomb se wet, en wat maak Coulomb se wet so moeilik? Hy lyk baie dieselfde as die universele gravitasiewet. Ek het nou sommer hier 'n memo van, dit is die hereksamen van 2024, om vir jou hier te wys, ek is nou daarso, die grootte, kom ek maak daai blokkie net mooier. Die grootte van die elektrostatiese krag, dis nou Coulomb se wet, wat 1 punt lading op 'n ander ene uitoefen, dis nie so nodig om te sê nie. Jy kan net sê, die grootte van die elektrostatiese krag is direk eweredig aan die produk van die grootte van die ladings en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstande tussen hulle. En dit klink nou baie dieselfde as Newton se gravitasie, nee? Hy sal sê, elke voorwerp in die heelal trek aan die ene aan met 'n krag, aantrekkingskrag, wat die grootte van daai krag is direk eweredig aan die produk van die grootte van die massas, omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. En jy kan hier nou sien, hulle sê, as jy massa daar in daai plekkie noem, dan kry jy 0. Want dan verwar jy elektrostatiese krag met gravitasiekrag. So baie belangrik, in die een geval moenie die mekaar raak met die twee definisies nie, maar die positiewe daarvan is, as jy een van die twee ken, ken jy eintlik al twee.
Wat kry julle gewoonlik verkeerd? Jy moet daai woordjie, nee, kom, produk van. Dis direk oorredig aan die produk van die massas by gravitasie, ladings hierso. En die volgende een wat julle vergeet is, gaan weg, die kwadraat van die afstande tussen hulle. So onthou, dis die 3 belangrike woorde, produk, ladings, kwadraat. OK, so dit is die eerste ding, jy moet die definisie, moet jy leer. En dan skryf ons die formule neer, die formule gaan wees, ek dink dit is K, Q1, Q2 op R kwadraat. Nou as ek hierdie gaan invervang, ek wil nou net gou die konstante kry. So die konstante in Coulomb se wet is 9 maal 10 tot die mag 9 en jy kry dit op jou inligtingsvel. En nou moet jy die 2 ladings in vervang. Jy gaan nie tekens hier in vervang nie. Die grootte elektrostatiese lading is 'n skalaar. En wat kan ek dit hier skryf? Lading is 'n skalaar. En dit is nou nogal belangrik, want hulle kan maklik vir jou in 'n kort vraag sê, kies uit die volgende lysie uit die volgende items wat net vektore is, of net skalare is, of een van die volgende het 'n skalaar tussen al sy opsies. Lading is 'n skalaar, en daarom vul jy nie hierin plus 3 maal 10 tot die mag min 9 nie. En jy moet hom van nanocoulomb na coulomb toe vat, omdat jy met jou konstante werk, wat in coulomb is. En dan min 7, nee, 7 maal 10 tot die mag min 9. En dit moet jy deel deur 'n afstand. So ek moet vir jou 'n afstand gee. Kom ons sê die afstand tussen hierdie 2 was 2 millimeter. Dis baie naby. Die volgende baie belangrike ding om te onthou is, jy moet hier in meters invervang. In fisika werk ons met kilogramme en ons werk met meters of kilometers. Hoe gaan ek seker maak? Ek gaan gou op die inligtingsblad kyk. So hier het ek my inligtingsblad van die fisika vraestel. Gee vir my 9,8, hy gee vir my die gravitasie konstante vir my daai formules, die radius van die aarde, die massa van die aarde, alles wat ek nodig gaan hê vir gravitasie. Die spoed van lig vir foto-elektriese effek, Planck se konstante vir die energie. En dan hier is Coulomb. Hy's 9 maal 10 tot die mag 9 Newton, want is krag, meter kwadraat, want ek gaan nou deel deur 'n afstand kwadraat. So dis meters en dan my Coulomb. So as jy vergeet, nee, dan kan jy hier kom kyk, moet ek in gramme of in kilogramme werk? Moet ek in nano of in Coulomb werk? So goeie plek vir leidrade. So ek gaan hierso en milli is 10 tot die mag min 3. Nee. So jy is welkom om te vat na 0,002, maar ek gaan so maak en onthou die kwadraat. So wanneer ons hierdie merk, dan kyk ons, het jy jou formule, maklik. En dan kyk ons hier, het jy tekens, as jy enigstens 'n minus hier in vervang het, kry jy nie daai punt nie. As jy vergeet het van jou nanocoulomb om dit minus 9 te maak, dan kry jy nie 'n punt nie. En dan kyk ons hieronder, het jy hom reg herlei, en het jy die kwadraat. As jy die kwadraat vergeet, dan kry jy ook nie daai punt nie. So dis gewoonlik 1, 2, 3 en dan 4 vir die antwoord. Omdat jy nou jou matriekeksamen gaan skryf, mag hierdie dalk net 3 punte wees. Inteendeel, hulle mag dalk vir die krag gee en 'n afstand vra, of 'n krag gee en 'n lading vra. En dan, nee, want dit moes nou bietjie moeiliker gaan. En dan as jy een van hierdie goed verkeerd het, nee, 'n teken hiervoor in vervang, moenie vergeet van die kwadraat. Nee, dis oral waar jy kan punte verloor. Goed,
Maar ons gaan nie punte verloor nie. Ons gaan hierdie ouetjie mooi invervang op my breek 10 maal 10 tot die mag 9, maal met 3 maal 10 tot die mag min 9, en 7 maal 10 tot die mag min 9. En ek maak nou my hakies toe, en dan 2 maal 10 tot die mag min 3, en ek onthou my kwadraat, en ek seker ek sal 'n error kry as ek dit doen, maak toe, en hier is my krag, so 0,047 Newton, kan ek skryf. Jy sou hom in wetenskaplike notasie ook kon skryf, jy sou al 4, 1, 2, 3, 4, 5, jy kan sommer al daai plekkies na die komma ook neerskryf, nee, jou eksamen instruksie sê vir jou rondaf tot ten minste 2 desimale. So jy kan altyd meer as 2 skryf. So hier is die eerste tipe som wat jy kan kry. Dit is die krag tussen die 2 ladings. Hoekom trek hulle mekaar aan of stoot hulle mekaar af? En nou kan jy verbuigings hiervan kry, soos ek genoem het. Hulle kan vir jou 'n stukkie hiervan gee, hulle kan daar gee. Hulle kan vir jou vra vir 'n vektordiagram. Teken vir my al die kragte wat inwerk op lading nommer 2. Want jy het daai lading en hy is mos nou vas hier aan die dak, so daar is 'n tensionkrag. Daar's 'n tension. En daar's 'n gravitasie-krag wat hom laat onderhou. En dan het hy hier die krag wat hom hiernatoe trek. So dit sal my elektrostatiese krag wees. Ek wonder of mense dit 'n hoofletter moet maak. Nee, ek dink klein letter is goed genoeg. Elektrostatiese krag. So hulle kan vir jou hier 'n vektordiagram vra. Hulle kan ook vir jou 3 voorwerpe gee. So ons sit hierso, sit ons 'n lading, kom ons noem hom nommer 1, en ons sit hierso nog een, en daarso nog een. Kom ek verander hulle so, ek maak daai 'n plus, en ek maak hierdie 'n positief. En dan vra ek vir jou, wat gebeur hier met lading nommer A? So as hierdie hom aantrek, en daai een trek hom aan, hoop ek stem julle saam, dat hy in daai rigting gaan wil beweeg. En dan kan hulle vir jou vra, wat is die netto elektrostatiese krag wat uitgeoefen word? Wat beteken, jy gaan die elektrostatiese krag tussen daai 2 moet uitwerk. Ja, ek het nou iets aangeneem. As hierdie 'n negatief is, gaan hy hom aantrek, en hy hom aantrek, en dan beweeg hy so toe. As A positief is, gaan al 2 hom natuurlik afstoot, en dan sal hy in daai rigting beweeg. So, dis belangrik om te weet wat gebeur met A. En hulle kan net vir jou 3 gee, as dit 'n 90 grade hoek maak, of as hulle al 3 in 'n reguit lyn is so. Maar by die elektrostatiese krag hou hulle daarvan om hom so in 'n 90 grade hoek te sit. As hy so lyk, en hierdie is positief, en daai is positief, dan gaan hy hom wil soontoe stoot. Hierdie lading gaan hom wil daai kant toe stoot. So, jy sal moet uitwerk wat die grootte, so daar sal 'n elektrostatiese lading wees hier, en 'n elektrostatiese lading wees daar, nommer 1 en 2, en dan moet jy nou logies dink. As hulle so in 'n reguit lyn is, gaan jy die 2 kragte bymekaar tel. Nee, as hierdie lading om daai rigting stoot, en hierdie lading stoot hierdie sfeer in daai rigting, dan moet jy mos nou 'n aftreksommetjie doen. Dis waar 'n bietjie logika inkom. Die netto effek gaan iewers na een van die kante toe wees, maar minder as een van die 2. Waar, as hierdie 'n positief is, kom ek doen dit in 'n ander kleur. Hierdie een is positief. Hierdie ene is negatief. En hierdie middelsteenetjie is positief. Dan gaan hierdie een hom wil aantrek,
hierdie ene gaan hom wil afstoot. En as die een hom aantrek en die ander een stoot hom af, dan maak al twee kragte dat hierdie sfeer na regs toe wil gaan. So dan gaan jy hulle bymekaar tel. So dit is baie belangrik om mooi te dink. Nee, hierdie een is negatief, daai een is positief. Hierdie ene is positief. Hy word daai een aangetrek, maar hy word ook daai een afgestoot. Wat moet ek doen met die twee kragtesomme? En dis waar jy dan nou sal kry dat F net is gelyk aan, wat was hierdie nou, Q R kwadraat, en jy sal dit plus met Q R kwadraat. So jy gaan twee somme doen. Hulle kan vir jou sê die netto krag is dit, bepaal een van die twee se ladings, né? Daar's nou verskillende wiskunde opsies. Maar as jy die wetenskap verstaan en jy kom hier en jy vervang die getalle in, dan het jy nou al halfpad die stryd gewen. So hier sou jy vir jouself so 'n eenvoudige diagrammetjie kon teken, net om te wys moet ek optel of aftrek. Hier vra hulle gewoonlik ook vir jou 'n vryliggaamdiagram. As jy jou 3 so het, waartoe gaan A beweeg, kom ons sê in hierdie geval is A positief. So ek gaan hom positief maak. Dan gaan hy in daai rigting wil beweeg. So daar gaan 'n krag wees wat hierdie ene op hierdie ene uitoefen en kom ons noem hom A op B. En dan gaan hierdie, kom ons noem hom C, hy gaan ook 'n krag op B uitoefen. Maar hy wil hom nou daai kant toe stoot, so nou gaan daai krag so lyk. So dit gaan die krag wees van C, en ons kan seker skryf op B. Baie belangrik, om hierdie 2 punte te kry, moet jy die pyltjie maak, of 'n lyn met 'n pylpunt, en jy moet hom label. Jy moet sê dis 'n krag van A op B, 'n krag van C op B. Anders te kry nie daai punte nie. En myne lyk vir my nie heeltemal in 90 grade hoek nie. En dan kan hulle sê toon die netto. Kom ek prop net my battery gou in. Behalwe dat hulle vir jou kan sê teken die vektordiagram of 'n vryliggaamdiagram, enige diagram wat jy moet teken van die 2 kragte wat inwerk, kan hulle sekerlik vir jou sê en toon die netto krag. So dan sal jy hom daar so insit en sê dis F net. Moenie hom insit as hulle nie vra nie, nê. Goeie aanduiding is altyd die hoeveelheid punte wat hulle vir jou wil gee. En nou sal jy, soos wat jy daar gedoen het, sal jy kan uitwerk, F net is die een, C op B, daai afstand, daai ladings, reeds 'n afstand in ladings, en dan kan jy die netto kry. En dan kan hulle vir jou sê, jy moet die hoek uitwerk waarteen hy afgestoot word. Hulle vra dit baie minder in graad 12, maar dis nie 'n probleem nie, want as ek hierdie ouetjie nou net so 'n bietjie verleng en toemaak, jy weet nou, hierdie is FA op B, hierdie ouetjie, lekker parallelogram, C op B, so daai waarde hier, daai waarde daar, jy wil hierdie hoek hê, want in wetenskap gee ons die peiling van so af tot daar. So, en dit gaan altyd tan wees, want jy het jou skynsy, jy kan hom seker gebruik, maar jy het jou 2 kortsy kragte. So, teenoorstand op aangrensend is tan, theta, en dan voel jy vir, wat is dit, teenoorstand, FB, C op B, en FA op B, en doen jou inverse, en dan kry jy die hoek. Jy sou ook, en jy moet Pythagoras doen, want as jy hierdie ouetjie kan werk in 'n reguit lyn, as jy die skynsy wil uitwerk van 'n driehoek, dan gaan jy
wat is dit nou? F net is die vierkantswortel van f a op b plus f c op b kwadraat. En dan kry jy die skuinsy. So jy sal hierdie een enkele som, positief of negatief, nee, plus of minus, afhangende van die kragte, sal jy doen as jy in 'n reguit lyn werk. Maar die oomblik as ons in 'n driehoek werk, sal hierdie enetjie uitwerk, daai enetjie uitwerk, Pythagoras doen, en sou hulle die hoek vra, kan jy tan theta gebruik. Met die teenoorstand op die aangrensend, en ons werk daai hoekie daarbo uit. OK. Ek sal definitief voorbeelde van hierdie doen, maar hierdie is net 'n refresher course, nee? Dis die opsies wat ons hier kan kry.